Die boek van die profeet Sefanja. Sefanja het geleef gedurende die laaste dekades van die suidelike koninkryk van Juda. Dit was toe koning Josia probeer het om werklike verandering in die land teweeg te bring deur die afgode te verwyder en die tempel te herstel tot die aanbidding van net Israel se God. Maar dit was eenvoudig te laat vir Israel. Om ander gode te aanbid was net so deel van die mense se lewe. En uiteindelik was dit Josia se trots wat hom gelei het tot 'n tragiese dood op die oorlogsveld, terwyl hy Israel op 'n botsing met Babylon afgestuur het. En Sefanja, hy het dit alles sien kom. Vir jare het hy die leiers van Israel gewaarsku en hierdie klein boekie is 'n versameling van sy digkuns wat hierdie boodskap opsom. Dis ontwerp om 3 hoofdele te hê. Die eerste fokus op die oordeel van die dag van die Here wat vir Juda en Jerusalem aan die kom is. Die tweede gedeelte gaan oor die dag van die Here se oordeel op die nasies en weer eens Jerusalem. En dan verken die derde gedeelte die hoop wat oorbly vir die nasies en vir Jerusalem anderkant God se oordeel. Die eerste gedeelte begin met 'n skokkende ommekeer van Genesis 1. So God se goeie geordende wêreld gaan weer in duisternis en chaos versink en weer eens onbewoonbaar raak. En soos jy aanhou lees, besef jy Sefanja gebruik al hierdie wonderlike poëtiese beelde om te beskryf hoe Jerusalem se wêreld tot 'n einde gaan kom. Al die instansies van die stad waardeur die gode van die Kanaaniete aanbid word, sal vernietig word. Al die leiers wat onreg gepleeg het, al die ekonomiese sentrums waar oneerlike leen en uitleen plaasgevind het, dit alles sal saam met die stadsmure verdwyn. Sefanja ontwikkel hierdie byna apokaliptiese beelde om die belangrikheid van wat gaan gebeur te wys. Dit verwys alles na 'n groot weermag wat kom om Jerusalem te vernietig. Nou dis interessant dat Sefanja nooit sê wie se weermag God gaan gebruik om hierdie oordeel te bring nie. Ons weet van die ander profete Micha of Habakuk dat dit Babylon is. Maar Sefanja sê dit nooit nie. En dis omdat hy God se rol in die groei en val van die stad wil beklemtoon. En dis wat Sefanja eintlik hoop gee. Nie dat Jerusalem in geheel sy lot kan vermy nie, maar in die slotgedig van die eerste gedeelte roep hy enige een in Jerusalem wat na die Here sal soek. En hy sê hulle sal die getroue oorblyfsel wees. Die mense wat gespaar kan word indien hulle bekeer. In die tweede gedeelte maak Sefanja sy fokus wyer om die nasies rondom Juda in te sluit. So die Filistyne, die Moabiete, die Ammoniete, selfs die Assiriërs. Hy beskuldig hulle almal van korrupsie en geweld en arrogansie. En hy voorspel dat almal van hulle voor Babylon sal val. En wat skokkend is dat die laaste groep mense wat in hierdie gedeelte geteken word, die Israeliete in Jerusalem is. Dis asof die leiers en profete en priesters van Israel so korrup en gewelddadig is, so vervreemd van hulle God, dat hy hulle nie eers meer as sy mense erken nie. En dis eindig hierdie gedeelte met God se finale besluit. Hy sê God gaan al die nasies bymekaar maak, insluitend Jerusalem, en sy brandende woede op hulle uitgiet. God se oordeel word hierdie verterende vuur wat die boosheid van die land verslind, wat werklik intens is. En daarom is die volgende vers wat ons by die laaste gedeelte van die boek bring, 'n totale verrassing. Ons ontdek dat die brandende vuur van goddelike oordeel nie bedoel is om mense te vernietig nie. Die doel is eerder om die nasies insluitend Jerusalem te reinig. So hierdie gedeelte begin waar God sê dat hy die rebelse nasies gaan genees en verander in een verenigde familie. En nadat hulle gereinig is, gaan hulle wegdraai van hulle boosheid en die naam van die Here aanroep. Hierdie beelde wys op die vervulling van God se belofte aan Abraham, al die pad terug in Genesis 12, dat God 'n manier sal vind om die nasies sowel as Jerusalem te seën. Die slot van die boek fokus op die hernuwing van die stad in die middel van die nasies. God se teenwoordigheid is in die herstelde stad, saam met die getroue oorblyfsel, wat nou nederig en getransformeer is deur God se genade. En hulle is geroep om te sing en juig. En dan in 'n treffende beeld, hoor ons dat God 'n digter is, wat ook wil sing. Julle God sal by julle wees, en hy sal feesvier oor julle, met liedere van vreugde, sê Sefanja.
Die slotgedig van hierdie boek eindig met hierdie baie kragtige beelde van God wat in sy familie die uitgeworpenes en die armes en die gebrokenes bymekaar maak, waar hy hulle verhoog tot 'n ereplek. En dis hoe die boek eindig. Hierdie klein boekie van Sefanja bevat van die mees intense beelde van God se oordeel en liefde wat jy ooit in die profete sal kry. Sy oordeel kom van sy passie om sy wêreld te beskerm en bewaar van die aakligheid van menslike boosheid en geweld. God sal nie die aaklige dinge wat mense aan mekaar en sy wêreld doen verdra nie, maar hy bring geregtigheid om te herstel, om 'n wêreld te skep waar mense in veiligheid en vrede kan floreer as gevolg van sy liefde. So Sefanja dwing ons om hierdie twee aspekte van God se karakter bymekaar te hou, sy oordeel en sy liefde. En hy wil hê dat ons moet ontdek die toekomstige hoop van die wêreld lê in beide hierdie dinge. En dis waar die boek van Sefanja alles gaan.